dames en here, in my teenwoordigheid, my juffrou Joan West se boek, Ouma se kind. Ons gaan 'n bietjie dieper delf in hierdie boek en uitvind wat is die inspirasie agter hierdie boek. Weer eens, welkom juffrou Joan West. Ek moet sê dat toe ek jou sien op Facebook, kon ek nie my opgewondenheid agterlaat nie. En vanaand na baie geleenthede wat ek al gehad om Afrikaans te praat, geniet my daai geleentheid om oor 'n boek te praat wat in Afrikaans geskryf is. Jou agtergrond as 'n kind, voor ons na die boek toe gaan, vertel ons 'n bietjie meer. Hilton, ek is oorspronklik van Woester in die Weskaap, gebore en groot geword daar. En my laerskool daar op Victoria Park Primêr skool gegaan. Ek het, as ek moet terugdink, ek het dinamiese onderwysers gehad. Ek het onderwysers gehad wat regtig ingesit het vir ons. En ek het hulle geadmireer. My hoërskool, ek was op Woester sekondêr en daar het ek spraak en drama as 'n vak gehad, een van my hoofvakke. Hoor. En ek wou altyd 'n aktrise gewees het. Ek wou altyd, dit is hoekom ek spraak en drama as 'n vak gehad het. En my spraak en drama onderwyser was meneer Lloyd Davids. En hy het hom uitgelief. Is jy geleentheid om iets vir die meneer te sê, lewe hy nog? Ja. Sê 'n bietjie iets af vir jou meneer. En dankie, ek dank om vandag, want is deur hom wat ek in die onderwysing ook gegaan het en dat ek die paadjie gekies het en hy het my geïnspireer. En ons het baie toere gehad, ons het theaters besoek, ons het self dramas opgevoer en so aan. Dit was 'n belewenis. Na my hoërskoolopleiding was ek by die college, by Sonja Onderwyscollege, en daar het ek Afrikaans as een van my hoofvakke, ek het gespesialiseer in Afrikaans. Okay. En daar het ek my hoër onderwysdiploma voltooi. En onmiddellik na dit het ek begin skole in Gauteng. En Woester was nog altyd my hartsepunt. Elke vakansie was dit 'n moet, ek moet Woester toe gaan. En my kinderdae was ouma. Okay. Ons het skool toe gegaan, ouma was daar. En dan het ons huis toe gekom, ons het uitgesien om met ouma te wees. My ouma was groot en sy het spierwit grys hare gehad met so 'n bolle op die kop. En dit is wat my boek eintlik uitbeeld, die ouma wat ek ken, wat ek geken het. En sy het 'n kierie gehad. Okay. Sy het met 'n kierie geloop. Ons was mal oor ons ouma. As die familie so by mekaar gekom het, was ouma die een wat alles het om haar gedraai. Want almal kom na ouma se huis toe. Vandag, ek het baie gesprekke met kinders by die skool. Dan sal hulle vir my sê, nee juffrou, ek bly by my ouma. Of my ouma maak my groot. Okay. En dit is vir my so, dan vat hulle my eintlik terug na my herinneringe. Ja. Yes. Dit was vir my kinderdae was vir my baie besonder. Jy weet, jy praat nou van 'n ouma en terwyl ek sit kyk ek reguit na 'n foto van my ouma en my oupa daar op daai kas. Ja, Maar ek gaan ook terug na tye waar ek besef dat ons ouma en oupa, in jou geval jou ouma, het die familie saamgehou. Sy was die gom van die familie gewees. Jy praat van jou ouma asof sy nie meer daar is. Natuurlik kan ons vasstel dat sy nie meer saam met ons is nie. Maar as daar enige iets is
wat vir jou uitstaan rondom jou ouma, wat sou dit wees? Weet jy, ek dink aan 'n geleentheid. Ek sal nie sê dit was 'n geleentheid, dit was 'n oombliekie wat ek dink iets het gebeur. En jy weet mos ons was kinders, ek het seer gekry terwyl ons gespeel het. En onmiddellik die eerste persoon na wie toe ek gehardloop het, was my ouma en sy sit op die stoel. Nou my ouma kon nie sommer opstaan nie. Ons moes haar gehelp het om op te staan. En sy sit op die stoel en ek hardloop reguit verby almal na haar toe. En ek was nog klein man. En ek gaan kniel voor haar en ek sit my kop so op haar skoot. En sy streel so oor my en sy vat my so vas en sy gryp my so vas. En weet jy, dit het vir my so baie beteken. Dit het altyd laat ek beter voel. Ek kon, ja, ma en pa was daar. Maar sy het net daai plekkie gehad waar ek voel ek is veilig. En dit is wat my ouma vir my beteken het. As jy dalk 'n laaste geleentheid nou gegee word om iets vir haar te sê, wat sou jy vir haar sê? Ek sal vir haar sê, dankie vir die liefde wat sy vir my en vir al vir my susters getoon het. Want deur haar kan ons vandag vir ons eie kinders hy liefde wys. Dit is wat sy vir my beteken het en vir my gegee het. En dit laat my ook besef dat ons sê baie kere nie genoeg dankie vir die persone wat 'n belangrike rol in ons lewens vertolk of dit wat hulle vir ons doen in ons lewens. Ons lewe in bose tye. En daar moet iemand wees wat jy na toe kan hardloop soos wat jy gehardloop het in 'n tyd van nood. Met dit gesê, kom ons gaan 'n bietjie terug na die boek toe. Dames en here, weer eens, ek sit hier so met my juffrou Joan West, al die pad uit die Weskaap. Sy bevind haarself in Gauteng tans, sy Boksburg area. Sy is 'n onderwyser. Sy sal ons meer vertel van haar onderwysloopbaan en wat sy tans doen, maar die fokus vanaand is op haar boek, 'n boek genaamd Ouma se kind. Ouma se kind. Vertel ons 'n bietjie meer rondom die vonk. Wat het jou gemaak hierdie boek skryf? Iewers moes daar iets gebeur het. Of dit nou in die nag was, of dit nou by die skool was, in jou werksplek, maar iets moes vir jou in jou oor gefluister en gesê, nou is die tyd om so 'n boek te skryf. Kan jy daai oomblik onthou? Kinders, soos ek jou gesê het, ouma was altyd in my hart. En toe ek 'n gesprekkie gehad het met een van die kinders by die skool, het dit soos getrigger. En met my eie kinders ook, het ek net daai begeerte van my kinders raak groot. Dit het soort van dit aangehelp. Maar my ouma self is amper soort van, ek wil nie daai herinnering verloor nie. So ek vat dit vas in 'n boek. En ek skets daai beeld, want ouma het vir my geleer om skoon te maak. Ouma het my geleer om na myself te kyk, om te kook en so aan. So, dis 'n kombinasie van drie dinge, sal ek sê. Is my kinders, is die skool, die kinders by die skool, paar kindertjies, en dan my ouma self, wat vir my, wat hy vonk in my aangewakker het. En toe ek begin, toe kan ek nie ophou nie. Toe ek net begin met ouma se kind, en dit het net gekom, outomaties. Dink jy sy so trots gewees het op jou, vir die skrywe? Baie. My ouma het geglo in my. So jy sê dat jy is vandag as gevolg van die leerstellinge, dit wat sy in jou, die Engelsman sê, she instilled that in you. Ja. Ek wil graag hê ons moet gaan na jou
Jy weet, daar is sommige kere dinge wat in ons pad staan, om 'n doel wat jy najag, soos in die geval waar jy graag hierdie boek klaarmaak. Ek wil graag by jou hoor, hoe lang het dit jou geneem om hierdie boek klaar te maak? Ek wil graag by jou hoor, wat het in jou pad gestaan? Daar was sekere dinge wat in jou pad gestaan het. Vat ons 'n bietjie terug na daai oomblikke. Die boek, ek het begin, ek dink ek het 9 maande, ek sal, dit was nog nie 'n jaar nie, want ek het soort van gekyk hoeveel, as ek nou teruggaan, ek het verlede jaar, 2025, ek het Februarie, het ek begin om te skryf. En dan skryf ek iets, dan, nee, ek is nie tevrede nie. So dit het so gekom en gegaan. Daar was baie uitdagings, soos finansies, en dan die skool, want ek het nie regtig tyd gehad om te sit en te konsentreer om te fokus. Maar die boek het uit my hart uitgevloei. Dit is die woorde, het 'n soort van uit my hart uitgevloei. En sodra dit begin vloei, dan het ek sommer die pen gegryp en begin ek te skryf. En dan hou het op, dan kry ek net nie weer die woorde nie. So, dan voel ek, nee man, die boek gaan nou nie weer verder nie. Dan lyk dit nou, dan voel dit nou vir my, dis nie 'n boek nie. Ek verstaan. En dan het ek dit nou weer gelos, een kant gesit. Dan ewe skielik, dan pop daar net weer iets op, en dan begin ek net weer te skryf. En so het ek aangegaan, maar ek het geforseer, ek wil ouma se kind skryf. Die feit dat ek as onderwyseres het ook 'n groot rol gespeel in die skryf van die boek, want vir my was dit, Joan, jy's nie 'n skrywer nie, jy's 'n onderwyseres. Dan dink 'n mens aan die negativiteit, die kritiek. Verstaan jy wat mense gaan sê, hoe gaan mense voel wanneer hulle die boek lees? So dit was vir my die grootste uitdaging om te dink, die boek, wanneer die boek klaar is, moet dit 'n wow-faktor hê, want die mense moet dit wil lees. Ek hoor jou. En ek wil nie 'n boek skryf wat iemand gaan vat of koop by my en dan word dit een kant gesit. Dit moet iets wees wat iemand tref. Uit dit uit leer. En iets uit dit leer, en dit moet want vir my is die boek sentimenteel. Ek hoor jou. En dit het sentimentele waarde. So vir die persoon wat dit lees moet ook voel, maar dit beteken iets. Dit maak iets in my wakker. Dit herinner vir my aan iets. En dit was my grootste uitdaging. Ek voel ek wil 'n produk daar buite sit wat vir iemand iets beteken. En die moeite werd is. Die moeite werd is, ja. Het jy jouself al in 'n situasie bevind waar jy sê, my ouma het altyd gesê, want nou weet jy soos dit, veral wanneer jy met jou kinders redekabel, Ja. my ouma het altyd gesê, Die vang my na onkant. Ja, daar is tye wat ons altyd, kyk, as ek en my susters by mekaar is, dan sal ons altyd sê, as my ouma regtig die dag ongelukkig was met ons, dan het sy, kyk, ons moes haar altyd opgehelp het, maar dan het sy self opgestaan, met hy kierie, self opgespring en, yes. maar ja, my ouma het altyd gesê, wanneer ons in die skool het gekom het, dan sal sy altyd tyd met ons spandeer. En sy sal ons altyd herinner, kyk, my pa, nee, ek wil dit nou 'n bietjie deel met jou. My pa is 2 jaar voor my ouma afgestorwe. Jammer. So sy het ons altyd herinner aan my pa se hoe kan ek sê? Doen en late, Sy doen en sy late. agtergrond, die tipe En van hoe ding. baie hy vir ons omgegee het. Yes. So sy sal ons altyd gesê het, julle pa sou nie wou gehad het, julle moet dit gedoen het nie. Ek hoor jou. Dit is hoe my ouma was.
So, en ons is ook baie trots gewees op ons pa, want ons pa was een van die beste trokbestuurders In die kontry. in die Weskaap. In die Weskaap self. Ja. Okay. So, en dit was altyd vir, sy het altyd vir ons herinner aan familie is belangrik. Ja. Familie is belangrik. En dit is waaroor dit is hoe ek my kinders wil grootmaak. Familie is belangrik. Yes. Die boek is in Afrikaans geskryf wat vir my sê dat die taal Afrikaans staan vir jou, is vir jou pertinent en is vir jou belangrik, het in Afrikaans groot geraak. Maar ek wil graag vra, veral nou dat jy jouself bevind in Gauteng, en jy weet, om elke hoek en draai word daar van ons verlang om Engels te praat. Wat het jou dan nog geïnspireer om die boek in Afrikaans te doen? Jy sal sien, ek doen my podcast verkieslik in Engels, en ek sukkel met die Afrikaans, wat ek sê, weet ek sukkel verskriklik, maar sê jy vir my, hoekom het jy hierdie boek in Afrikaans gedoen? Ek moet jou ook sê, jy doen dit goed. Baie dankie, baie dankie. Afrikaans het outomaties net, ek dink dit was seker oor my agtergrond is Afrikaans. Kyk, Hilton, wanneer ons familie by mekaar is dit nie net Afrikaans, dit is 'n mengelmoes. Okay. Verstaan jy? So dis dit is nie skoon Afrikaans nie. Maar Afrikaans is my fondasie. En toe ek begin in Afrikaans, toe voel ek, maar dit doen iets aan my. En wat ook by my opgekom het, terwyl ek Afrikaans geskryf het, het ek ook gedink, Afrikaans word so eenkant gestoot. Kom ek gaan voort met dit. Kom ons hou dit aan die lewe. Ja, kom ons hou dit aan die lewe. Toe besluit ek dis Afrikaans. En baie van my vriende wat die boek gekoop het by my, of die boek gelees het vir my verduidelik, wow. Twee van my vriende het vir my gesê, ek het glad goosebumps gekry. Afrikaans, ons moet bietjie Afrikaans vertroetel. Okay, hoor jou. Ons moet, en wat vir my so belangrik was van die boek is dat Afrikaans is nog steeds 'n vak in skole. So kom ons motiveer ons kinders om meer Afrikaans te lees, om meer gewoon te raak in Afrikaans en so nou en dan so 'n gesprekkie te hê in Afrikaans. En Afrikaans is 'n mooi taal. Baie mooi taal. Ek moet dit erken. Ek het jou lank terug al gevra om hierdie onderhoud met my te voer. Ek wil ook aan die luisteraars sê dat en ek is skuldig, my lewe so besig. Ek was van mening om hierdie boek te koop en die boek te lees. Ek het geen kennis van wat aangaan in jou boek nie, maar ek wil sê vanaand, en ek erken dit op hierdie stel dat ek gaan 'n boek van jou afkoop, ek gaan die boek lees, en ons gaan 'n opvolg sessie hê rondom die boek, want daar sekere vrae wat ek wil vra rondom die boek. Maar met dit gesê, wil ek graag vasstel van jou af. Is jou kinders Afrikaans? Jou eie kinders? My oudste een was op laerskool by die Arend in Brakpan. Afrikaanse En hy skool? het vlot Afrikaans gepraat. Okay. Totdat ons hom in 'n Engelse skool gesit het. So hy het soort van, hy's tweetalig. Hy kan goed Afrikaans praat en hy kan goed Engels praat. Die jongste enetjie nee, hy's Engels. Ja, by die oudste enetjie hou ons nog die Afrikaans aan die lewe. En dan soos ek nou verduidelik het in familie in Afrikaans. As jy nie omgee nie, ek wil net vir daai hond sê dan, Stacy, go to your kennel, you're disturbing me. Sien julle na die breekie. Stacy.